Ok, ons het nou in die vorige video gepraat oor fisiese voorbereiding. Nou gaan ons gou 'n bietjie raak aan die psigiese voorbereiding. Nou, psigies is vir my waarskynlik die belangrikste, nee, kom ons sê tweede belangrikste. Ek vat dit maar so van minder belangrik tot belangrikste. Maar ja, dit is definitief 'n belangriker aspek amper as fisies. Vir die eenvoudige rede dat jy, as jy psigies reg ingestel is, beteken dit dat jy gaan nie opgee nie. Jy gaan net aanhou. Nou, enige iemand wat al iets soos 'n halfmaraton gehardloop het of 'n maraton, sal die verwysing wat ek nou gaan gebruik verstaan. Hulle sê as jy hardloop, dan slat jy op 'n stadium die muur. En die muur waarvan hulle praat is dat alles in jou sê jy kan nie meer verder gaan nie. Jou bene wil nie optel nie, jy kan nie, jy is net te seer. En dan hier kom die verskil in. Dan gaan jou brein, en hy sê, ok, tel op jou linkervoet, daar gaat hy, tel op jou regtervoet, daar gaat hy. So, dit is nogal kwaai bepalend op die einde van die dag, dat jy dis daai Engelse konsep van mind over matter, laat jy maak die besluit psigies om die fisiese te oorkom. En dit is nogal baie, baie belangrik. Ek glo met die tyd wat vir ons voorlê, gaan daar ongelooflike slegte goed gebeur. En ek glo ook dat jy gaan moet ingestel wees om die korrekte aksie op die korrekte tyd te kan neem en moet neem. Ek gaan nie verder uitbrei op dit nie, julle kan nou maar self 1 + 1 by mekaar sit, maar dit is vir my baie belangrik dat jy wel verstaan, dat jy moet jou, jy moet jouself so psigies instel, dat jy kan verstaan, dat wat jy nou moet doen, is 'n deel van die oorlewingsaspek. Wat jy gaan moet doen, is dalk deel van die oorlewingsaspek. So, jy moet jouself instel daarop. Jy moet jouself instel op goed wat jy dalk nie noodwendig wil van weet nie, is dalk iets wat waarskynlik op jou pad gaan kom. So, dit maak dit baie moeilik, of is 'n baie moeilike aspek om oor te praat. Want soos ek sê, ek dink daar gaan lelike goed gebeur. Maar, gaan nou en begin jouself instel om vir daai psigiese aspekte wat 'n rol gaan speel. Dis nie altyd noodwendig lekker om daaraan te dink nie, maar kom ons sê julle is 'n familie. Hoe gaan jy dit hanteer byvoorbeeld as jou vrou iets oorkom? Hoe gaan jy dit hanteer as jou kind iets oorkom? Hoe gaan jy dit hanteer as jy in 'n lewe of dood situasie is, die regte besluit maak om jou en jou familie te spaar? Dit is daai psigiese aspekte wat jy aan sal moet begin dink, en jy sal dit moet begin in jou psiege inkry om te verstaan dat jy mag dalk opeindig waar jy van hierdie goeters gaan moet doen, of jy dit wil weet of nie. Ek glo altyd, ek dink ek het dit al voorheen gesê, beplan vir die ergste en bid vir die beste. So vra maar die Vader of hy van hierdie goed nie op jou pad sal bring nie, veral as jy voel jy is nie sterk daarop nie, maar as dit tog so is, doen maar jou psigiese voorbereiding daarvoor. En dan is dit baie belangrik vir my op die psigiese voorbereiding, dat jy ook jouself toets. Nou, die toetsing is nou nie so eenvoudig nie, ek dink ek het in die vorige video so vinnig daaraan geraak, maar iets soos vas is 'n psigiese voorbereidingsmiddel. So met ander woorde, jy eet nie kos nie. As jy gaan kyk na wat die mense vir jou gaan sê, gaan hulle sê, is vreeslik sleg vir jou, jy gaan doodgaan en ek weet nie wat nie. En dan kom jy agter, dis eintlik nie so erg nie. Maar dis 'n kopskuif wat jy moet maak. Dis nie iets wat jy net besluit, ok, ek gaan dit nou doen nie.
So jy moet, jou kop moet reg ingestel word. Jy weet, om seker te maak dat jy jouself keer, om byvoorbeeld nie dan nou voedsel in te neem nie. So dis 'n goeie oefening om jou bietjie te help met die psigiese voorbereiding. Moet jouself nie ooreis nie asseblief mense, soos ek sê, dit is nie noodwendig vir almal nie. Soos ek sê, ons doen dit nogal redelik gereeld. Maar dit is iets wat ons doen, en ons doen dit ook as 'n familie. Nie laat iemand gedwing word nie, is gewoonlik maar ek wat dit initieer, en dan is my vrou altyd aan my sy, en my kinders sê ook nie, hulle wil dit doen. Wat ons wel doen met die vas, is die kinders nou nie meer kan nie, dan breek hulle. Maar ek moet sê, in die laaste 2 kere wat ons wel gevas het, het die kinders elke keer 100% saam met ons deurgedruk. So dis daai psigiese kondisionering, wat dan op die einde van die dag 'n rol speel daar. So dis belangrik dat jy weer 'n keer, dit kom ook maar weer terug na die eerste video wat ek gesê het, toets jouself, kyk waar is jou limitasies, kyk wat moet jy doen. Ook met jou siege. So as jy ek raak nou maar vas op die vas, en dit is maar die maklikste manier om te verduidelik. Ek kan nou gaan oor selfverdediging en al daai goeters ook, maar ek dink die meeste van julle kan daai koneksie in anyway maak. Maar kom ons sê, met die vas, die laaste keer wat jy gevas het, jy 2 dae gegaan, so die volgende keer as jy nou vas probeer vir 2,5 dae of 3 dae, en so moet jy jouself opbou en sterker maak, want jou liggaam is wonderlik, hy pas aan, en hy gaan net aan. So, dis weer 'n keer iets wat jy kan aanwerk, in jou siege, laat jy dan jou op die einde, jou siege so sterk maak, laat jy kan sê, luister, ek weet nou hierdie is die probleem, dis waarmee ek sit, maar ek gee nie regtig om nie, ek gaan dit net doen, en dis 'n psigiese besluit. So jy is again, kom terug na die mind over matter, waar jy dan nou die keuse maak om te sê, okay, jy weet, ek het nou hierdie probleem, of dit het nou met my gebeur, maar ek kan nog steeds hierdie doen, of ek gee nie regtig om nie, ek gaan nog steeds doen wat ek doen, maak nie saak wat is die uitkoms daarvan nie. En soos ek sê, dit is 'n psigiese besluit. So jy moet daai psigiese besluite en psigiese limitasies ook identifiseer, en obviously daaraan werk. Dit is baie, baie belangrik. Soos ek sê, hierdie is die tweede belangrikste aspek vir my, in terme van jou voorbereiding. Fisies was nou die derde belangrikste, hierdie is die tweede belangrikste, en in die volgende video sal ek nou die belangrikste aspek hanteer, waar dit alles maar half begin. Okay, julle.